Geagte vriende, dis baie lekker om weer 'n bietjie met u te gesels en onthou ons verkondig die woord van die Here met integriteit. So en die woord van die Here gee ook vir u 'n boodskap en vir u persoonlik. En u moet ook weet dat u belangrik is in die koninkryk van die Here en dat u 'n belangrike plek vol staan in hierdie wêreld. En ek dink ek het verlede keer oor die preek gesê, ek het ook Sondag by die kerk gesê. Dis nie noodwendig dat u, omdat u 'n Christen is, voordele daaruit sal kry nie, maar die wêreld word bevoordeel omdat u 'n Christen is. So al kry u niks daaruit nie, kry die wêreld baie uit die feit dat u 'n Christen is. So kom ek stel dit so. Dit is belangrik vir die wêreld en dit doen die wêreld goed dat u as 'n kind van die Here in die wêreld is. Miskien gaan u nie dit altyd so ervaar nie, maar dis goed vir die wêreld dat u 'n Christen is. Nou ons gaan vanaand 'n bietjie verder praat oor wat Christendom behels en ons het altyd groot geword met die wete, die idee dat geloof is die belangrikste. Glo in die Here Jesus Christus en jy word gered. En ons praat nie altyd oor die werke nie. En want ons sê mense werke kom maar uit dankbaarheid. Kan geloof jou red? Nou ja, ek het vir julle 'n verrassing vanaand en miskien gaan julle al vanoggend wanneer julle hierna luister, dat julle nie heeltemal saam met my gaan stem nie en ek nie heeltemal saam met julle nie. Maar kom ons gesels 'n bietjie oor, is geloof genoeg om gered te word? Kom ons bid saam eers. Here, dankie dat u vir ons deur die woord leer so baie dinge. Die woord is so vol wysheid, vol kennis, vol insig, vol waarhede. En wil u woord vanaand weer vir ons oopbreek sodat ons daaruit kan drink en dat ons daaruit kan leef. Amen. So vriende, ons gaan bietjie na Jakobus kyk. En is interessant. Ou Martin Luther het gesê Jakobus is soos 'n monnik wat nie lekker perd kan ry nie. As hy op 'n perd sit, pas hy nie lekker nie. Hy is nie gemaklik op sy perd nie. En so is die boek Jakobus. Die boek is nie gemaklik in die Bybel nie. Ou Luther het niks van die boek Jakobus gehou nie en gevoel die boek moenie in die Bybel wees nie. Nou kom ons lees bietjie hoekom. So dit gaan in hoofstuk 2 oor geloof en dade. Nou sê die skrywer van Jakobus: Wat baat dit my broers as iemand sê dat hy geloof het, maar hy het nie die dade nie? Die geloof kan hom tog nie verlos nie. As 'n broer of 'n suster sonder klere en daaglikse kos is, en een van julle sê vir hulle: Gaan in vrede, word warm en word versadig, maar julle gee nie vir hulle wat die liggaam nodig het nie. Wat help dit? Soos geloof alleen, as dit nie op dade uitloop nie. Dood. Maar as iemand sê, jy het geloof en ek het die dade, wys dan vir my jou geloof sonder dade, en ek sal jou uit my dade my geloof wys. Glo jy dat God een is? Goed so. Ook die demone glo dit en hulle bewe. Wil jy weet hoe nietige mens dat geloof sonder dade nutteloos is? Is Abraham, ons vader, nie op grond van sy dade geregverdig verklaar, omdat hy sy seun Isak op die altaar geplaas het nie? Kan jy sien dat die geloof meer gewerk het met sy dade, en dat vanuit die dade die geloof volkome geword het. So vriende, daar het julle dit. Heeltemal teen die Calvinisme, heeltemal teen Martin Luther en ook Augustinus, sê Jakobus, geloof is nie genoeg nie. Die dade is belangriker as die geloof. En daar was 'n man met die naam Pelagius, vriende. Jy hoef nie die naam te onthou nie, maar jy kan onthou maar net wat ou Pelagius gesê het. Ou Pelagius het gesê, die mense wat glo dat jy net deur geloof gered word, is regtig 'n klomp niks nutse. Hulle beteken niks nie, hulle lê daar rond, hulle doen niks nie,
en hulle leef in sonde, want hulle glo mos net hulle geloof het gered. En dit het hom dwars in die krop gesteek. En hy het net gesê, dit kan nie so werk nie. Mens kan jou verlossing verloor, jy kan hel toe gaan, al sê jy glo, jy word nie gered deur geloof alleen nie, maar jy word gered deur jou dade. Nou ja, arme Pelagus het die wind van voor gekry, hy het hier in die jaar 500 geleef, en sy goeters is naderhand toe nou verklaar as sketters, en hy is verkeerd, en hy is nie reg nie, en wat ook al. Vriende, Jakobus sê doodgewoon, en dit is maar die tema van sy boek. Christen wees is 'n leefstyl wat in dade uitloop. Daar's nie 'n ander manier nie. Jy kan nie sê jy het geloof, maar jy het nie dade nie. Met ander woorde, jy sê ek glo in Jesus Christus en ek is lief vir Jesus Christus. Jy gaan elke Sondag kerk toe. Jy neem deel aan die erediens, jy neem deel aan die lofprysing. Dit is jou baie lekker in die kerk en jy vertel vir mense dat jy in Here Jesus Christus glo. Maar maandagoggend vloek en skel jy op jou werkers. Jy besteel mense links en regs. Jy doen oneerlik besigheid, oneerlik met jou belasting, oneerlik met jou goederes wat jy aanbied. Jou weegskale is nie heeltemal reg nie. Dan sê Jakobus vir jou, broer, jy het moeilikheid. Jou geloof is nou skielik onder verdenking as jy so leef. Jy vloek en skel, jy het 'n slegte lewe, dan sê Jakobus nee. Jou geloof is onder verdenking. Calvin en Luther sal sê nee, as jy net glo, is jy fyn. Maar daar het interessante nuwe ontwikkelinge of nuwe ontdekkings gekom in die wetenskap. Nou, ek is nie 'n natuurwetenskaplike nie. Maar laat ek julle vertel van die nuwe ontdekking, en baie van julle ken dit. En dis die kwantumfisika. Nou vriende, ons het 'n makro wêreld en ons het 'n mikro wêreld. In die makro wêreld is daar wette wat altyd dieselfde is en konstant is, en die groot dinge in die wêreld laat gebeur, soos gravitasiekragte en al die tipe dinge wat fisika vir jou en wiskunde vir jou kan uitwerk. En dis sekerhede, jy bou brûe en jy bou vliegtuie en jy bou allerlei masjiene op grond van daardie makrowaardes. Maar daar is ook 'n mikrowêreld, en in die mikrowêreld, vriende, is dinge wat in die makrowêreld werk nie in die mikrowêreld nie. En soos ek sê, ek is nie natuurwetenskaplik nie, en ek is miskien 'n bietjie van die wa af, maar soos ek het verstaan is, daar's daardie hulle noem dit die tweeledige partikelgolfteorie. Nou, dis 'n interessante ding. Ons weet mos nou dat atome bestaan uit klein deeltjies, die Engelse noem dit nou maar particles. Dis klein elektrone en protone en fotone en sulke tipe goedertjies. Nou, die goeders is vir ons in ons gemoed soos klein balletjies, nee, hulle is soos klein deeltjies, soos klein particles. Ek gebruik nou maar die Engelse woord en daar is nie 'n goeie Afrikaanse woord daarvoor nie. Nou sê hulle, die goedjies wat ons dink eintlik balletjies is en soos balletjies optree, word baie keer golwe. En dan lyk hulle soos golwe, en dan tree hulle soos golwe op, en dis twee verskillende goeters. Golwe en deeltjies wat vlieg het doodgewoon verskillende tipe van kenmerke. Maar hier op die kwantumfisika raak die goed deur mekaar. Hulle kan al twee wees. Hulle kan 'n golf wees, of hulle kan klein deeltjies wees wat rondloop. Dit gaan basies oor hoe jy en wanneer jy hulle waarneem. En dis vrek interessant, dis presies wat Jakobus sê. Dat jy kry iets soos geloof en jy kry iets soos dade. En vir ons is dit twee verskillende goeters, nê? Jy word gered op grond van jou geloof, nie op grond van jou dade nie.
Nou sê Jakobus, nee, hy bring, want die fisika, die kwantumfisika het 'n onsekerheidsbeginsel. En hy bring hierdie onsekerheidsbeginsel hier in. En dit is ongelooflik, vriende, wat Jakobus eintlik vir ons sê. Dis 'n onsekerheidsbeginsel wat hy hier inbring, om te sê, hy is nie so seker dat geloof alleen jou red nie. Hy dink dade red jou. Want dade en geloof is dieselfde. En dis presies wat die kwantumfisika sê. Dis presies dieselfde. Hang af hoe jy daarna kyk, partykeer en hoe jy dit meet, en daar's baie ingewikkelde teorieë wat ek nou nie vir julle kan verduidelik, wat ek self nie verstaan nie, is wat gebeur die oomblik as jy dit begin meet. Jakobus sê, jy kan geloof nie meet nie. Dit is onmoontlik om geloof te meet. Hoe gaan jy dit meet? Iemand sê, ek glo in die Here Jesus en ek is lief vir hom, en jy kan dit nie meet nie. Maar dade kan jy meet, want hier so staan nou presies, arme mense, wat doen jy met hulle? En dieselfde met Abraham, en ook Rahab praat hy hiervan, wat werklik in hulle dade. So vriende, my boodskap vanaand aan julle is doodgewoon dit. Dade is die ding wat jou red. Want dis presies dieselfde as geloof, daar's nie verskil nie. As jy nie dade het nie, het jy nie geloof nie. Dis net so. Want dade en geloof is dieselfde. En dit is die groot opdrag, dink ek, wat ons kry, vriende, as Christene. Ons het te lank met die idee gesit dat, jy weet, jy hoef nie te glo en jy hoef niks verder te doen nie, en uit dankbaarheid kan jy hier en daar ietsie doen, en dis vir my bietjie van 'n lam verskoning en 'n lam redenasie. Ons dade is dit wat ons geloof fundeer, wat ons geloof maak, en dis presies dieselfde ding. Daar is nie 'n verskil tussen geloof en dade nie. So as jy nie dade het nie, het jy doodgewoon nie geloof nie. Dit is my uitdaging aan jou dan, dat jou Christen wees moet in dade bekend gestel word. Wys my jou geloof. Jy kan dit alleen wys in dade, in jou optrede, in die manier hoe jy in hierdie wêreld jouself hanteer, en hoe jy jou mense hanteer, hoe jy jou wêreld hanteer, hoe eerlik jy is. Vriende, ons leef in 'n wêreld van oneerlikheid. Jy weet, dit maak my so hartseer as ek nou kyk wat met Boeing gebeur, die pragtige groot maatskappy wat uitmekaar uitval, omdat hulle doodgewoon oneerlik geraak het, skelm geraak het, geld wou maak terwille van alles, en daar loop die dinge verkeerd. Die Christene wat in Boeing gewerk het, die Christene wat in beheer was van Boeing, se dade het nie meer getel nie, dit het nie meer gewerk nie, en dan is hulle geloof ook onder verdenking. Dan kan mens ook nou maar sê, vandag, die Christene wat by Boeing gewerk het, het nie geloof gehad nie. Hulle het gedink, hulle het geloof gehad, maar hulle het dit nie gehad nie. En so kan ek dit maar deurtrek na die wêreld toe. Daar's honderde plekke waar Christene in beheer is, sê Christene wat in beheer is, maar wat geld steel. Hulle het nie geloof nie, vriende. Ek is jammer, hulle is nie Christene nie. Maar dis my mening, en ek het dan vir Jakobus wat my ondersteun, en ek het dan die kwantumfisika wat my ondersteun, so miskien is ek nie heeltemal van die waar af nie. Calvin en Luther sou nie baie gehou het van wat ek vanoggend, of wanneer julle hierna luister, vir julle gesê het nie, maar dade kan nie wegkom daarvan nie, vriende. Dade fundeer jou geloof, en sonder dade, daar nie geloof nie. Amen. Hemelse Vader, dankie dat U vir ons leer uit die woord uit, dat U so duidelik vir ons leiding gee uit die woord uit, en hoe belangrik ons optrede in ons dade is, Here. En ons bid dat U vir ons help om reg op te tree, die regte ding te doen, al maak dit seer, en al vat dit by uit ons uit. Amen.